Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouers Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouers Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Joel, spring vir ons weg, nee. So ek dink dit is, of sal ek op 'n vinnige intro, ek dink die realiteit is, dit is nie so eenvoudig soos dit nie. Dat daar's produktiwiteitskomponente. Ek dink death by meeting word geëlimineer. Ek dink nou death by Zoom heel moontlik en death by Teams. Ja, maar kom ons spring gou weg en praat net oor wat het ons enable ook, nie? Maar so met die hybrid work model en ek weet ons hou van oor tegnologie, ek hou van tegnologie en ek bring altyd 'n tegnologiese komponent. Nou tegnologie het dit vir ons moontlik gemaak, nee, so ek meen van 'n Teams, Zoom, Google Hangouts perspektief het dit vir ons moontlik gemaak, dit die wêreld kleiner gemaak. Jy kan met enigiemand in konferensie kom, ons kan collaborate. En dit alles versnel, want gewoonlik was dit was nie oop vir almal nie, dit is vreemd. Dit het mense almal geforseer in dit in, dat dit nie nou snaaks is as jy sê, kom ons Teams of kom ons Zoom nie. Maar ek dink, net voor die pandemie, so jy partykeer mense gekry het, maar wat's dit? Ja, kom ons Skype gou, was voor die tyd. Ja, of hulle sê maar, nee wat, kom eerder na my toe, weet of bel my liewer. Of sê ek, wil jy Zoom, ek het dit nie. Wil jy Zoom nie, ek is nie by nie. Party mense is nie by nie in die oggend. Maar behalwe nou die collaborasie, die platforms soos Zooms en Teams en daai goeters, is daar ander digitale ekosisteme wat ook ontwikkel het. En dit maak dit nou vir mense makliker om saam te werk. Baie van die tools het wat ons noem 'n collaboration komponent. So terwyl jy werk op jou tool, kan jy sê, ek share hierdie gedeelte met my kollega. Ek wil sê die jack of all trades, mense noem die virtual whiteboard, soos Miro, waar jy kan brainstorm en goeters teken, en jy kan almal in die meeting hê, almal kan sien wat jy doen. Weet, ek dink daai is nog steeds vrek belangrik, want teken jy met jou muis, ek ken dit, jy sê Miro. Ja, daai wat ek gebruik. Ja, daai wat as jy teken en die notes en die... Alright, dis 'n whiteboard. Ja, is effectively net 'n whiteboard. Okay. Maar ek meen, dit is nie beginpunt, dan is mense so in ons wêreld, in die ingenieurswêreld, sagteware ontwikkeling, as jy designs doen, kan jy live, terwyl jou user experience en hulle sê, right, hierso, dan kan iemand sê, maar kan ons daai nie verander na dit toe nie, los 'n comment, die ou verander het, jy kan, weet dit is bow as you go. Bow as you go. Ja, dis 'n lekker ding. So die rym is die waarheid. Maar ek dink dit is nogal 'n ding wat nog steeds wonderlik daar is, dit is omdat jy kollegas nou wat nog steeds op ander plekke sit. Dit beteken nie omdat jy terug aan die werk toe, dit gaan verander, dat ons nog steeds, ek dink die grootste frustrasie vandag is, ons gaan terug kantoor toe en ons is nog steeds allemaal in Teams meetings. Jy weet, 2-3 van jou kollegas sit langs jou en die ander sit net aan die ander kant, en in plaas dat ons 'n meeting room boek, nou nog steeds Teams met al die mense rondom jou, so dit is ook 'n stering. Maar die groot ding, ek dink die groot ding rondom, as jy nou praat van Elon Musk en so, en die hybrid work model, kom van 'n ek wil sê 'n produktiwiteit paranoia van meeste bestuurders wat van die opinie is, as ek jou nie sien nie, dink ek nie jy werk nie. So daai voel ek is
Dis 'n ding wat fundamenteel in die organisasie mis en te sê, is jou KPI's reg? Want as jy nie die KPI's in plek het om effektiwiteit van jou werknemer te bepaal nie, dan gaan jy so voel. En nou wil ek 'n bietjie van die KPI's unpack, want ek dink partykeer is KPI's nie altyd goed gedefinieer nie. Nou 'n voorbeeld wat ek kan vat is toe ek die eiendomsagentskap gehad het. Nou gewoonlik as jy net 'n KPI wou meet dan het ons gemeet op wat is die kommissie wat hy aan die einde van die maand geskryf het. So dit kan so eenvoudig dit wees sê dit is jou KPI. Maar dit is eintlik nie wat jy moet meet alleen nie, want dit is die uitkoms en ja, mens kan nie net uitkoms meet nie. Wat is die resep wat jy gebruik het? So hulle sê altyd success leaves clues. So nou moet jy eintlik sê wat is daar anders wat ek kan meet ten einde daai sukses te bepaal. So ek gaan sonder dat ek nou alles kan onthou, maar 'n tipiese voorbeeld nou in daai geval sal sê, en as jy 'n CRM stelsel het, moet sê, maar hoeveel mense het jy gekontak met tipe cold calling? Het jy in die area gery en deure geklop? Dis tik. Het jy netwerkfunksies bygewoon? Tik. Weet dis klein measurements, en ek dink veral in jou geval ook, Ernest, jy weet die tipies met die finansiële beplanners, is seker tickboxes die jy kan sê, maar daar's 'n rede hoekom jy nie soveel geskryf het nie, want jy het die fundamentals nie gedoen nie. Ek praat altyd van die money making activities. So daar's 'n sekere hoeveelheid aktiwiteite wat jy in 'n week moet doen om by die einddoel van jou kommissie of die geld wat jy maak uit te kom. En as jy nie die bulk van jou tyd fokus op money making activities nie, so dit is tipies om die foon op te tel en sekere oproepe te maak en klomp aktiwiteite wat mens moet measure. Maar daar's 'n ander Frikkie. Op 'n vorige ding wat ek ook net gedink het, skus dat ek shift nou so halwe tree terug. Ietsie wat ek al oor gewonder het, waarom van hierdie groot maatskappye ewe skielik almal weer by die kantoor wil hê. So ek het 'n teorie dat meeste eksekuteurvlak mense ekstroverte is. En hulle like die gebuzz. Maar die mense onder jou is nie noodwendig nie. Maar oordat jy 'n ekstrovert is en jy like hierdie mense om jou, wil jy hulle weer daar hê. Dis maar net 'n teorie. So kom ek wil vinnig daarby aansluit. Ekskuus, val jy nou in die rede. Want ek het hierso 'n nota gemaak. Daar staan persoonlikheid. En dit is een ding wat ek wonder, word persoonlikheidsdinamiek in ag geneem ook uiteindelik. Met ander woorde, jy moet in die kantoor kom werk versus weet jy hierdie een persoon, nie almal nie. Hierdie een persoon se dinamiek is hy moet of sy moet ten minste 2 dae 'n week of 3 dae 'n week bietjie op bly hê, want dis waar op hulle mees produktiefste is. Ek dink nie dit word in ag geneem nie. Ek dink dit is one size fits all. Maar so dink ek die beste model is die middel ene waar die mense sê laat jy in jou span besluit, want daar's 'n span dinamika en in jou span en hoe jy werk, want daar's verskillende areas in besigheid, ons moet dit nou tog maar besef. As jy in die retail is, die persoon met die til slaan, jy kan nie van die huis af die til slaan. Absoluut. As jy in 'n call center is, wel in 'n call center nie, in 'n call center kan jy by die huis bel, ja. Maar daar's sekere funksies wat jy nou moet daarvoor wees, maar en ek ken persoonlikheid, sekere mense moet gemicromanage word, dis net 'n persoonlikheidsding en jy moet dit weet van daai persoon, dan is dit belangriker dat hulle kantoor toe kom. Ander mense het meer die stilte nodig, want hy het se denker, hy weet, los hom dan by die huis. Maar hê 'n manier om te sê, okay, goed, ek kry nog steeds die uitkomste van jou wat ek wil hê, so kom ons los jou dan. In plaas van net om ek dink daai wat jy sê, kom almal doen net goeders, is wanneer jy tipies, jy weet nie hoe om 'n situasie te hanteer, en as dit soos skroel, kom in. Ja. Nou maar, ek wil net nog 'n groot voordeel wat ek gedink het, wat nou ook daar so is met die hybrid work model, as jy dit is, die geleentheid waar daar so is dat jy nou, in terme van 'n talent, as mens 'n talentpool, daar's nou addisionele mense wat jy kan in jou organisasie intrek wat jy nooit sou kon nie. Mense wat ek wil sê hierdie briljante sagtewareontwikkelaar wat van die platteland hou. Hy bly in die platteland. Hy gaan nooit stad toe wil kom nie, want hy hou nie van die haas en baas. En vice versa. Ek het 'n praktiese voorbeeld wat VKB wat in Ryds
en hulle kan nie in Bethlehem en Reitz Local talent scout. korrek, veral nie wanneer dit by ICT of ingenieurs kom nie. Nou het hulle kry die ou enige plek in die land, daar waarever hy is, en hy werk vir hulle, en hulle aanvaar weet, maar back in the day, nee, jy moet Reitz toe trek, of Bethlehem toe trek, om daar so, as jy die werk wil. Ja, want ons kan dieselfde dinamika vat, wanneer jy, kom ons kyk nou in daai geval, jy het 'n getroude paartjie, en 2 professionele persone, jy gaan nooit dat die een, nou met die man trek, Reitz toe, maar die vrou het 'n goeie finansiële posisie en sy wil in die kantoor hierso wees dalk. Wat groot moeilikheid oor die jare of geleentheid huishoudelike inkomste geaffekteer. So nou mis jy uit op daai goeie geleentheid, wel nie goeie die persoon nie, maar die werkgewer mis uit op daai goeie persoon wat hulle kan wat hulle besigheid die volgende vlak toe kan vat. Ja. Want daar is daai dinamika. Dis nie so maklik net van trek op jou wortels en skuif nie, weet daar. Gewoonlik het mense dit gedoen vir 'n baie groot finansiële ding, maar jy kan nie so groot finansiële ding as jy 2 professionele mense het nie. En ek dink vroeër jare waar net die man die broodwinner was dit 'n eenvoudige ding. Die man skei waar die werk is en die hele familie skei. So ek sou sê, as ek jou ter opsomming, ek hoor 2 goed wat vir my uitspring, en is iets wat ons met Ferdi kan, jy weet, uitpak. Is nommer 1 is die talentpool, is om nie kortsigtig te wees nie, dit gee jou geleentheid om in 'n sekere talent wat nie fisies daar benodig word nie, so dit hang af van die tipe industrie, tipe posisie. En nommer 2 is daai, ek wil terugkom wat die regte tricky ding is om te verstaan die persoonlikheidsdinamieke van jou mense, soos waar gaan daai persoon optimaal funksioneer. En dan wil ek sê derde is, soos jy sê, regtelik, laat die span besluit. Nie, wat is, weer eens, as het daai span verband, wat is die dinamika daarso? Wat gaan hulle meer produktief en suksesvol maak op NFL? Ja, want jy is nie alleen nie. Ja. As deel van die span dinamika, deliver jy as 'n span. Nie net die individueel nie, werk dit vir almal saam. Ja. Want wat nou snaaks is, dit help nie ons kom almal werk toe, want ons kom 'n verskillende dae ook, en nou sit ek by die werk, en teams met my team. Ja, dat is absurd. Maar nou, my tikkie boksie, ek was by die werk gewees. Ja, so ja, dis wat 'n partytjie voel gemis is daai, as jy net gaan sê, almal moet werk, kom partytjie van nou ons is nog steeds ons bad habits, waar dit lekker werk, en hulle praat altyd van die coffee talk, of die water, ja. of wat is daai op die whiteboards, maar snaaks genoeg, ek sien nie daai dinamika, wel in my geval, sien ek nie dat daai dinamika regtig noodwendig is nie, want ons teams nog steeds, want ek loop nie oor na die ander gebou toe wat ons vir amper 'n kilo ver, nee, is nie so ver nie, is 'n paar 100 meter. En dan sit hulle op restaurante. En daar is nie waterkoelers. Ja, maar dis net, ek dink mense het te gemaklik geraak, waar baie keer, weet, vir my waar ek nie, ek sien juist die geleentheid om te wil aan 'n gebou te gaan, bietjie die stappie in te kry, jy weet, jou steps in te kry, maar ander mense is gemaksigtig, is nou makliker om net 'n Teams meeting te call. Maar is ook lekker as jy by jou eie workstation sit. Want dit beteken ook, mens kan dadelik goed, okay, mens kan jou laptop na 'n meeting toe vat en daar sit en goeters, maar ek vind dit baie kere nogals intrusive om met 'n oop laptop in 'n meeting te sit, want nou werk ek en die vraag in ander mense kop, en ek sê dit maar, want ek dink dit, as ek oorkant iemand sit, dan sê ek soos, ek sien jy tik, ek sien jy beweeg jy muis, is jy hier, maak jy notes, of doen jy e-mails, jy weet, en okay, mens kan nog steeds disrespectful wees en nie luister nie oor Teams, ek kan nie sien nie, maar ek vind dit baie keer nuttig om sien maar notas te maak, of om iets te kan check, ons praat oor iets, ek maak die dokumente oop, ek gaan bietjie deur dit, maak my notas, na die tyd is ek direk reg om dit te implementeer, so ja, maar daai is maklik, weet ek dink, dis waar die fisies ding kom, ek kan sien of jy engage, ek kan sien, maak jy nota, of as jy as jy op 'n ander pad want hoe ek het gaan sien is jy gaan nou op my punte vra, want dan weet ek jy het notas neem. As ek na jou kyk en vir jou vraag en jy daai sê geweer. Ekskuus, ek het gehoor nie. Die vraag deel. Ja, maar dis nou nie. Ekskuus, my koneksie was nie lekker nie. Ja, jy's nie. Jou brein was nie connected, ja. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou.
baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.